Die diagram toon twee klein identies gelaaide sfere P en Q op geïsoleerde staanders. Die lading op sfeer P is -3 mikrocoulomb en die lading op sfeer Q is onbekend. Bereken die aantal elektrone in oormaat op sfeer P. Aantal elektrone N. Ons het die lading, dit is Q. So, ons maak gebruik van hierdie vergelyking. Wat is my lading? Ons skryf hom positief neer, 3 maal 10 tot die mag minus 6, gedeel deur die lading van die elektron, 1,6 maal 10 tot die mag minus 19. Nou, jy kon ook gesê dis minus 3, en jy kon ook gesê die lading van die elektron is minus. Die realiteit is N moet positief wees, en het moet 'n heelgetal wees. So dit gee vir ons 'n waarde van 1,875, so dit word 88, as ons 2 desimale gebruik, maal 10 tot die mag 13 elektrone. Die sfere word met mekaar in kontak gebring en dan in hulle oorspronklike posisies teruggeplaas. Sfere P en Q dra nou beide 'n lading van -1 mikrocoulomb. Bereken die oorspronklike lading op sfeer Q voordat die sfere met mekaar in kontak gebring is. Ons is op soek na die oorspronklike lading op Q. Ons het die aanvanklike lading op P, ons het die eindlading op P en ons het die eindlading op Q. Nou ons weet dat QP plus QQ is jou netto lading en daai netto lading moet konstant bly deurgangs. So ons gaan gebruik maak van hierdie vergelyking. Ons finale lading is -1 maal 10 tot die mag minus 6 en dit is gelyk aan die lading op P aanvanklik, so dit is -3 maal 10 tot die mag minus 6 plus die lading op Q aanvanklik en dit deel ons deur 2. So kom ons maal met 'n 2 beide kante, dan kry ons -2 maal 10 tot die mag minus 6 is -3 maal 10 tot die mag minus 6 plus Q. Ons gaan op die eind van die dag dan die -3 oorvat, so die lading op Q aanvanklik is -2 plus 3 gee vir ons 1 maal 10 tot die mag minus 6 coulomb. So die aanvanklike lading op Q is 1 mikrocoulomb. Is elektrone van P na Q of van Q na P gedurende kontak oorgedra? Nou hier is ons tabel en daar kan jy sien ons aanvangswaarde vir Q het ons nou daar ingesit. Nou kyk wat gebeur. Van -3 na -1 beteken dit dat P het positief geword. En om positief te word, moes jy ontslaa raak van dit wat negatief was, met ander woorde elektrone. So P het elektrone verloor en Q was positief en het negatief geword. Met ander woorde, Q het elektrone bygekry. So die antwoord is P na Q.